Hemelse Vader, wat 'n voorreg om in hierdie oggenduur u genade troon te mag nader. In die naam bo alle name, die naam Jesus Christus, wat vir ons is verlossing, geregtigheid en vrede. Jesus, deur wie ons toegang het tot u. Jesus, wie die enigste weg, die waarheid en die lewe is. Dankie dat ons vanmôre as die kinders vry mag by mekaar kom, om vir 'n oomblik stil te staan by u woord en te luister wat u Gees vir die gemeente wil sê. Dankie Here dat ons volgens die vrymoedigheid het om aan u op te dra, diegene waarvan ons nou net gesels het, Here. Ons dink aan my skoonpa, ons dink aan Dr. Meyer en sy vrou, ons dink aan Heidi, ons dink aan klein Johan, ons dink aan Susan Eybers, ons dink aan Riek vanmôre, Here, wat u nodig het en wat u, Here, absoluut in hulle lewens benodig, wat u bystand in die hulp, Here, is vir hulle enigste uitkoms. Daarom dra ons hulle aan u op en ons vra dat u vir hulle sal voorsien na die rykdom van die genade, dat u sal gesond maak en genees en dat u sal deurdra. Here, ek weet in my lewe het u my nog altyd deurgedra. Ek weet dat elkeen van my broers en susters wat vanmôre hier teenwoordig is kan sê, God het my tot hier gebring. En as u ons tot hier gebring het, Here, dan weet ek sal u ons verder vat, want u sê immers, u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie daarvoor dat ons u dien as 'n kosbare God. Here, ons bid ook vir Dominee Pieter en vir Corrie, dat u hulle sal bewaar en dat u hulle sal seën op hulle pad waar hulle moet terugkeer. Dankie Here dat u ons geseën het met hulle wat na ons kyk as u gemeente. Dankie Vader vir u goedheid, dankie vir u guns. Seën dan nou hierdie diens, Here, en salf lippe van klei wat die lof van God moet besing. Laat net dit wat u wil hê, die gemeente moet hoor, vandag oor my lippe kom. Dis my gebed in Jesus naam en ons dank as u gemeente u daarvoor. Amen. My broer en suster, geliefdes van die Here, ek het 'n paar keer nou met u gesels, het ek die voorreg gehad het om met u te gesels. En as u kan reg onthou, heel aan die begin het ons begin en ons het gesels oor 'n ander Jesus, 'n ander gees en 'n ander evangelie wat in die wêreld is. Toe het ons ook gesels oor wat dit beteken om gered te word, hoe 'n mens gered word. En ons het gesels oor wanneer ons gered is ons waarlik gered. Nou kan u vir my afvra en u kan my vra, hoekom altyd terug na hierdie basiese dinge toe? Hoekom terug na die kruks van die saak toe? En juis omdat dit die kruks van die saak is, omdat dit die fondasie van ons geloof is, voel ek dat dit baie belangrik is dat ons terugkeer na die fondament wat Jesus Christus is. Daar's baie lekker kerels wat vir ons lekker dinge kan vertel op kansels vandag, maar dit is nie die doel van hierdie gemeente nie. Ons wil graag terugkeer na Christus toe, na die fondament, na die basis van ons geloof, en daarom maak ons seker dat een en elkeen van ons weet wat dit is, wat die kruks van die saak is, wat die kern van die evangelie is, wat die fondasie is. Daarom dan ook fundamentele evangeliese gemeente. Ek wil vanoggend met u praat oor nog 'n baie basiese begrip, maar 'n kernkonsep en 'n gedagte wat kinders van die Here moet weet, want daar is so baie dinge daaroor in hierdie wêreld, daar is so baie opinies daaroor, laat dit 'n mens naar maak. Daar is so 'n klomp dwaalleerstellings oor hierdie onderwerp, dat 'n mens nie meer weet links of regs nie. En die onderwerp waarop u met u wil gesels is die probleem van sonde. Ons moet kyk, ons moet 'n bietjie met mekaar gesels oor wat is sonde en wat gaan aan om hierdie begrip van sonde. Wat is ons verantwoordelikheid as kinders van die Here ten opsigte daarvan? In hierdie bose tyd, in hierdie dae waarin ons lewe, my broer en suster, kom ons keer terug na Christus, Jesus Christus, ons alles. So kom ons bou voort op hierdie kerntema en die fondasie van ons geloof. U weet, wanneer
Jesus 'n sondaar red. Wanneer iemand van bo gebore word, is hierdie toestand permanent en dit kan nooit weer verander nie. En selfs sonde het nie die mag om hierdie toestand te verander of om te draai nie. Jesus red ons van sonde, van ongeregtigheid en van die oordeel wat kom, en die redding is vir altyd. Maar as ons dit nou vir mekaar gesê het vanmôre, beteken dit dat ek en u kan voortgaan om te lewe soos ons wil, sonder om in ag te neem sonde, ongeregtigheid en sonder om enige vrug te dra. Beteken dit die feit dat ons gered is in die hemel toe gaan, dat ons geen verantwoordelikheid het nie en dat ons die sonde maar net as nog iets kan sien wat toevallig daar is. Ons kyk na wat die woord van die Here daarvoor sê. Daar vind 'n natuurlike transformasie in mense se harte plaas, in mense se gemoedere plaas, wanneer hulle tot redding kom. Onmiddellik is dinge, en u sal dit weet uit die eie ondervinding uit, onmiddellik is dinge wat voordat u Jesus geken het, wat vir u belangrik was, nie meer belangrik nie. Onmiddellik is goed wat ons as algemeen gedoen het, begin ons pla. Dit begin nie meer vir ons lekker wees nie. Goed wat God nie wil hê ons moet doen nie, raak ook vir ons nie lekker nie. En stadig maar seker transformeer die Heilige Gees ons. So kom ons kyk 'n bietjie, voordat ons regtig oor sonde kan gesels, moet ons net ietsie met mekaar deel oor God se natuur. Hoekom is dit belangrik om te weet oor sonde? Hoekom is dit belangrik om te weet wat ons mag en nie mag nie, wat ons moet en nie moet nie? Hoe ons moet ons lewens wandel en hoe ons moet doen in die wêreld? So voordat ons dan verder gaan, kom ons lees ons teksgedeelte vir vandag, wat kom uit Romeine 7. En u kan maar as u die Bybel saam het, by Romeine 7, ons oopmaak, en ons lees die hele hoofstuk. Romeine 7 vers 1. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers solank as hy lewe nie. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie. Wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod, en in my allerhande begeerlikhede gewerk, want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek vroeër gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe, en ek het gesterwe. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my geblyk die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en daardeur gedood. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie. Maar wel die sonde, dat dit kan blyk sonde te wees. Omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sou dit die sonde deur die gebod uitermate sondig kon word. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde.
Want wat ek doen, weet ek nie. En want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe, dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet, wat in my lede stryd voer, teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Nou sê Paulus, in Romeine 7:24, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En hy antwoord sy vraag, ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Tot sover toe. Mag die Here sy woord aan ons harte seën vanmôre. Nou voordat ons kan begin om sonde te verstaan, en of ek u gaan help om dit te verstaan, weet ek nie. Ek weet daar's een wat ons oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel, dis die Gees van God. Maar kom ons gaan saam op 'n reis deur die woord, en ons kyk of ons kan uitvind wat die Here daarmee bedoel. God is heilig. Dis die eerste ding wat ons van hom moet weet. Ons kan gesels vinnig oor die konsep van heiligheid en hakodesh. Die Hebreëse woord wat vertaal word met heilig of heiligheid is hakodesh. En hakodesh beteken apart, afgesonder, afgeskei, nie deel van nie. In verhouding tot God verwys hakodesh na sy afgesonderheid, sy uniekheid en sy goddelike natuur. God se heiligheid is 'n veelsidige konsep wat verskeie sleutelaspekte omvat. Die eerste ding waarna ons kan kyk is die feit dat God afgeskei is, dat hy apart is, dat hy nie deel is van enige iets wat sonde of ongeregtigheid is nie. God se heiligheid impliseer sy apartheid van alles wat onrein, suiwer en sondig is. Hy is onderskeibaar van sy skepping en totaal verhewe bo sy skepping. God is nie 'n mens nie. God is nie deel van sy skepping nie. Hy is die skepper, afgesonder, apart, hakodesh. In Jesaja 55 vers 8 en 9 lees ons as volg: Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Dis vir ons baie duidelik dat God nie deel is van dit wat hy geskaap het nie, maar dat hy apart daarvan staan, verhewe daarvan staan, bo dit alles staan. Die tweede punt waarna ons kan kyk is God se uniekheid. God se heiligheid beklemtoon hy deur sy uniekheid en goddelike natuur. Hy is die enigste ware God, en sy heiligheid onderskei hom van alle ander gode en afgode. Daar is 'n vraag wat baie keer gevra word, broer en suster. Waar kom God dan vandaan? Die tragiese ding daarvan is dat die mens wat daai vraag vra, geen idee het oor wie God is nie. In die eerste plek het God nie 'n begin of 'n einde nie. God is nie onderwerpe aan lineêre tyd en 'n bestaan soos ek en u nie. God is van ewig af God, en hy is tot in ewigheid. By hom is daar nie tyd nie, hy het nooit begin nie, en hy sal nooit eindig nie. So, om die vraag te vra waar God vandaan kom, is maar net om te wys dat jy van God geen begrip het nie. Jesaja 46 vers 9 en 10 lees as volg. En hoor wat sê die Here hier.
Jesaja 46 vers 9. Dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, buite tyd, verstaan nie? En van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Dit is God. Dit is deel van God se heiligheid. Kom ons kyk vir 'n oomblik, dink gou aan die Grand Canyon of die Visrivier Canyon. En hier's 'n roeibootjie wat hier in die riviertjie afgaan. Die ou wat in die roeibootjie is, sien waar hy is op die oomblik. Hy sien wat rondom hom aangaan op die oomblik. Maar nou vlieg ons in 'n helikopter bo hierdie bootjie in die Grand Canyon en ons sien hierdie bootjie. Ons sien waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan. Ons perspektief is met ander woorde anderster as die ou wat in die bootjie is. Net so kan 'n mens sê, in 'n mate is dit met God. God staan buite tyd en ruimte. God weet van die begin af wat aan die einde sal gebeur en van die voortyd af waar alles gaan eindig. Omdat hy dit bepaal en omdat hy die een is wat dit rig. Die volgende punt waarna ons gou moet kyk is na die suiwerheid van God. God se heiligheid word ook geassosieer met suiwerheid en met geregtigheid. Hy is 'n God van waarheid en integriteit. En sy heiligheid vereis dat enige mens wat by hom wil wees, volgens sy volmaakte standaarde moet leef. God laat niks onwaar, ongeregtig of sondig naby hom toe nie. In Jesaja 45 vers 19 lees ons as volg. Jesaja 45 vers 19 sê, ek het in die geheim nie gespreek nie, op 'n plek van die donker land. Ek het aan die geslag van Jakob nie gesê, soek my te vergeefs nie. Ek is die Here wat geregtigheid spreek, wat regte dinge verkondig. Jy weet, ek kry baie keer die vraag, wat is waarheid? En onmiddellik is my antwoord, daar bestaan nie 'n ding soos wat is waarheid nie, want waarheid is nie 'n wat nie, waarheid is 'n wie. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. God is wat waaragtige waarheid is. Waarheid is 'n persoon, nie iets nie, broer en suster. En daarom moet ons dit in gedagte neem, wanneer ons met God te doen het. Die konsep van God se heiligheid het verskeie implikasies vir die mensdom. In die eerste plek, inspireer God se heiligheid, eerbied en ontzag in diegene wat hom teekom. Dit beklemtoon die behoefte aan nederigheid, respek en gehoorsaamheid aan God se wil. Ons kan nie met God te doen hê en hoogmoedig of arrogant wees nie. Wanneer ons weet wie God is en wat God is, dan gaan ons outomaties, ons moet nederig, eerbiedig en gehoorsaam aan hom wees, want hy is die Almagtige. Daar's morele vereistes wanneer ons aan God dink, is God sy heiligheid eis morele reinheid en gehoorsaamheid van sy mense. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om volgens God se standaarde en bevele te lewe. God se heiligheid, broer en suster, beklemtoon ook die behoefte aan 'n middelaar of 'n manier om toegang tot God se teenwoordigheid te verkry. In die Ou Testament sou die hoëpriester die allerheiligste binnegaan en hy sou offers bring en hy sou versoening doen vir die sonde van die volk. Terwyl Jesus Christus in die Nuwe Testament die uiteindelike middelaar tussen God en die mensdom is. Dit is dus ook hieruit duidelik dat as gevolg van God se heilige natuur sonde geen plek in sy teenwoordigheid kan hê nie. God haat sonde en sonde lei tot ewige skeiding van God. Ons kan dus tot die gevolgtrekking kom dat die konsep van Hakadosh ons leer van God se afsonderlikheid, sy uniekheid en sy goddelike natuur. Dit beklemtoon die belangrikheid van eerbied, morele reinheid en gehoorsaamheid aan God se wil. As God se mense word ons geroep om sy heiligheid in ons lewens te weerspieël.
deur volgens sy standaarde te handel, te wandel en te lewe. Nou dat ons weet, dat ons 'n idee het wie God is, ek dink nie ek of u kan werklik besef en begryp die grootheid van God en die almag van God nie. Maar dit wat hy vir ons openbaar het in die woord is genoeg om ons tot eerbied te dwing en om ons tot onsag te dwing. So wanneer ons dan nou weet met wie ons te doen het, kom ons kyk gou, wat sê die woord, is sonde. Sonde, my broer en suster, kan gedefinieer word as enige gedagte, enige woord of enige aksie wat tekort skiet aan God se perfekte standaard van heiligheid en van geregtigheid. Dis nou 'n lang, vol mond, maar ek wonder of u dit gehoor het en of dit ingang gevind het tot u. Die Hebreëse woord shataha beteken om die merk te mis. So sonde is in die waarheid om God se perfekte merk, dit wat God gestel het wat ons moet doen, te mis. In Romeine 3 vers 23 sê die Here, want almal het gesondig. Almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Sonde is ongehoorsaamheid. Sonde is 'n doelbewuste daad van ongehoorsaamheid teen God se wette. Die ongeredde mens gaan doelbewus sonde pleeg. Enige sonde wat 'n mens pleeg, terwyl jy weet wie God is, en terwyl jy 'n idee het van wat sy wet is 'n doelbewuste daad, is 'n rebellie teen God. En daarom lees ons ook in 1 Johannes 3 vers 4, elkeen wat sonde doen, doen ook wetteloosheid. En sonde is wetteloosheid. Sonde is die keuse om eerder aan sonde gehoorsaam te wees, as om aan God gehoorsaam te wees. In Romeine 6 vers 16 lees ons, weet julle nie, dat aan wie julle julleself as tot slawe beskikking stel, om gehoorsaam te wees, julle slawe is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. Met ander woorde, as ons kies om aan die sonde gehoorsaam te wees, is ons slawe van die sonde. Dan sê hy verder, of van die sonde wat tot die dood lei, of van die gehoorsaamheid wat tot geregtigheid lei. Ander woorde, ons is gehoorsaam aan sonde, dit lei tot die dood. Ons is gehoorsaam aan God, dit lei tot geregtigheid en tot lewe. Dan kan ons kyk na sonde as verwerping van God se liefde. Sonde is die verwerping van God se liefde wat hy demonstreer deur die offer van sy seun. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde teenoor ons deurdat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. My broer en suster, die genade van die hele saak het ek al baie keer so verduidelik. Ons het gesondig as gevolg van Adam en Eva se sonde in die tuin. Ons het gekom onder die sonde, na die sondeval plaasgevind het. Sou ek, of u, of enige een wat hier sit, die enigste mens op die aarde gewees het, sou God nog steeds sy seun gestuur het, om vir u of vir my te sterwe. Die offer wat hy gebring het, was vir die hele mensdom, maar ook vir my en vir u, persoonlik van aard. 'n offer wat Jesus vir ons gedoen het. Johannes 3 vers 19 lees as volg, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. 'n Ou wat 'n skelm is, hou nie van die dag nie. 'n Ou wat 'n dief is, steel graag in die nag. En net so gaan dit met mense wat 'n lewe van sonde en ongeregtigheid belewe. Hulle wil nie die lig van God hê om te skyn oor hulle lewens nie. Hulle hardloop weg daarvoor, hulle vermy dit, hulle verkleineer dit en hulle misken dit. Maar ons wat kinders van die Here is, ons is kinders van die lig. Ons gee nie om in die lig te wandel nie, want ons het die bloed van Jesus Christus wat ons van alle ongeregtigheid en alle sonde reinig. Hierdie vers beklemtoon dan die mens om sy voorkeur vir duisternis bo die lig wat God se liefde en waarheid is. Dan moet ons waarskynlik bietjie kyk wat die gevolge van sonde is. Nou dat ons weet teen wie ons sondig en wat sonde is,
moet ons dalk vir mekaar vra, maar wat is die gevolge van sonde? Die woord is baie duidelik daaroor, dat die uiteinde van sonde die dood is. Nie net die fisiese dood, in die sin van ewige skeiding van God, en alles wat lief en reg is. Wel, dit is presies wat dit is. Dit is 'n fisiese skeiding van God vir ewig. Met ander woorde, alles wat goed en reg is, alles wat liefdevol en wonderlik is, sal nooit weer deel van jou wees, as jy van God geskei is nie. As die mens kies om in die lewe niks met God uit te waai te hê nie, is dit nie logies dat God so 'n mens ook nie gaan dwing om vir ewig by hom te wees nie. Word baie keer gesê, ja, God stuur 'n mens hel toe. Ek wil vanmôre vir u sê, God stuur niemand hel toe nie. Elke mens wat in die verdoemenis beland daar omdat hy daar wil wees. Hy beland daar omdat hy nie by God wil wees nie. God is nie iemand wat mense manipuleer of dwing om vir hom lief te wees nie. Sy waarheid verkondig hy, sy waarheid het hy geopenbaar, en sy waarheid is dit wat mense red. Wanneer mense kies om dit te verwerp, gaan God hulle nie dwing om vir ewig by hom te wees nie. En dis 'n verskriklike toestand as jy daaraan dink, my broer en suster. Sonde lei nie net tot skeiding van God nie, maar dit lei ook daartoe dat hy as te ware sy aangesig vir sodanige mens verberg en nie sy gebede verhoor nie. Het jy geweet dat ons sonde ons gebede kan verhinder? Kom ons kyk wat sê die woord daaroor. Jesaja 59 vers 2 sê, maar julle ongeregtighede het julle van julle God geskei, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Hierdie skrifgedeeltes bied 'n dieper begrip van die aard van sonde en die gevolge daarvan, en beklemtoon die belangrikheid van gehoorsaamheid aan God se gebooie en die verwerping van sonde en om 'n verhouding met hom te handhaaf. Kom ons kyk gou, wat is die rol van die wet? Jy weet, ken die wet, die Ou Testamentiese wet. Wat is die rol van die wet in sonde? Ons kyk weer na 'n stukkie van ons geleesde teks in Romeine 7 vers 7. Romeine 7 vers 7 sê as volg: wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Hier praat hy van die wet van God, soos in die Ou Testament aan die Israeliete oorgedra. Paulus vra, is dit dan sonde, die wet? Hy antwoord hy en hy sê, nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. My broer en suster, daar's 631 verskillende wette in die Ou Testament. En ek daag enige mens op hierdie aarde uit om al daai wette te hou. So wat is die doel dan daarvan as God verseker weet dat ons dit nie kan hou nie? Wat is die doel met hierdie wette? Die wette wat God in sy woord het, is 'n openbaarmaking van wie hy is. Dit is 'n openbaarmaking van sy heiligheid, van sy almagtigheid en van wat hy verwag van mense wat sy kinders wil wees. Dit is op die einde van die dag is dit 'n openbaarmaking aan mense, sodat ons sal verstaan dit onmoontlik is om God se wet te hou en ons het iemand nodig. Ons het 'n middelaar nodig om vir ons hierdie wet te hou, sodat ons onder sy bloed en onder sy geregtigheid voor God kan verskyn. Dit is dan die doel van die wet. Hoe sou ons weet wat verkeerd is as daar nie 'n wet was nie? Dis partykeer is dit sleg man om te sit en daai wette deur te lees. Regtig waar, dit maak 'n ou ongemaklik as jy sien die goed wat die Here baie duisend jare reeds vir Israeliete gesê het en jy besef, maar hier's waar amper nie een van hulle wat ek altyd onderhou nie. Maar die begrip is die hele kruks van die saak is, wanneer ons weet, dan weet ons ook wat ons nodig het en ons besef die belangrikheid van Christus en sy offer, sy versoeningsdaad vir ons. Hierdie probleem van die wet word nog verder gekompliseer. Jy weet, in die Ou Testament is die wet gegee en die skrifgeleerdes, die priesters en die leviete en die volk het hulle bes geprobeer om hierdie wet te onderhou en baie van hulle dan waarskynlik ook redelik naby daaraan gekom, alhoewel niemand ooit die hele wet sal kan hou nie. Maar Jesus kom en met die bergrede kom maak hy dit vir ons nog 'n bietjie moeiliker.
Kom ons kyk gou daarna. Matteus 5 vers 17 tot 23. U kan dit saam met my lees as u wil. Matteus 5 vers 17 tot 23. Hier praat Jesus en hy sê as volg: Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Jesus kom en hy sê, dit wat God se standaard is God se standaard. Van ewigheid tot in ewigheid bly dit God se standaard en verander sal dit waaragtig nie. In vers 19 sê hy, elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. In hierdie vers lê 'n baie dieper waarheid. As ons gaan teruggaan en ons dink aan dit waaroor ons met mekaar gepraat het oor waarlik gered is altyd gered, kan 'n mens hierdie teksvers vat en u kan maar gerus dit weer 'n bietjie gaan lees vanmiddag by die huis en kyk wat daarin weggesteek is oor hierdie waarheid. Jesus maak dit baie duidelik dat God se orde en wette nog nooit verander het of kan verander nie. God is soos die skrif sê, gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Dit wat hy van die Ou Testament se mense verwag het, verwag hy vandag nog steeds as mense hom wil nader. Matteus 5 vers 20 lees dan, want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Stel jouself dit voor, Jesus staan en hy preek vir 'n massa mense wat nie skrifgeleerdes en fariseërs is nie. Jy moet onthou, ons het dalk 'n perspektief oor fariseërs en sadduseërs, dat dit bose mense was, of onregverdige of ongeregtige mense was. Dit is nie so nie. Die mense, die fariseërs en sadduseërs, die skrifgeleerdes waarvan Christus praat, was mense wat die wet van God geken het, wat dit ernstig opgeneem het en wat alles in hulle vermoë gedoen het om volgens die wet te lewe en ook om die volk dit te leer en te onderrig daarin. Nou kom Jesus en hy sê vir hierdie klomp matrose, boere en handelaars en tollenaars wat voor hom sit, as julle geregtigheid nie meer is as die van die fariseërs, die sadduseërs en die wetsgeleerdes nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel sien. Julle sal nooit daar ingaan nie. Kan u jouself die verslaandheid van die groepie mense indink? In Matteus 5 vers 21 lees ons dan as volg, ons gaan na die volgende punt toe wat Jesus maak. Julle het gehoor dat in die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, Jesus kom, maak dit so 'n bietjie moeiliker, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Baie makliker om iemand sleg te sê is om te vermoor. Maar Jesus kom en hy sê, die gees is presies dieselfde. Of jy iemand vermoor, en of jy iemand sleg sê, en of jy sonder rede vir iemand kwaad is, presies een en dieselfde gees. In 5 vers 23 sê Jesus dan, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Hier maak Jesus dit baie duidelik dat selfs om vir jou naaste kwaad te wees gereken word as moord. Wanneer jy iemand sleg sê as dwaas en waardeloos, wat raka maar beteken, dit beteken jou dwaas of jou waardelose mens, dan loop jy die gevaar om in die helse vuur te beland. Jy weet, my broer Bix wat daar sit, het eendag vir my gesê, Kobus, iets wat my opval, is dat sonde wat mense doen, 99% van wat ek sien, sonde wat mense doen, sonde is dinge wat mense aan mekaar doen. Dit maak sin, want as jy daaraan dink, hoe is dit moontlik, God is tog nie by ons nie. So dit wat ons verkeerd doen, doen ons aan mekaar.
En Jesus sê, ons kan die gevaar loop om in die helse vuur te beland as gevolg daarvan. Die volgende ding wat Jesus oor gesels, in Matteus 5:27 sê as volg: Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Nou kom Jesus en hy sê, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Nou, hoe moeilik wil die Here dit vir ons maak? Jesus sê in hierdie gedeelte dat selfs die daad om na iemand te kyk met onwelvoeglike begeerlikheid gereken word as egbreek, en nie net die daad van egbreek per se nie. 'n volgende punt wat Jesus maak, Matteus 5:31 en 32. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Moses het toegelaat dat mense mag skei. Daar was net 'n reël, jy moet 'n skeibrief gee. Jesus kom en hy sê die volgende: Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoedery, maak dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat 'n geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Hier maak Jesus dit baie moeiliker om te skei as wat die wet bepaal. Hy voeg selfs 'n verdere reël daarby. Dit is nog die einde nie. Jesus gaan nog steeds met ons aan, en hy het nog 'n paar ander dinge wat hy vir ons wil sê, en 5 vers 33 tot 37, lees ons as volg: Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, en ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, en ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad van die groot koning is. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees ja, ja, en nee, nee. Want wat meer as dit is uit die bose. Jesus vat hierdie gebod oor valse getuienis nog verder, en vereis dat geen eed gesweer mag word nie. In 5 vers 38 lees ons as volg: Julle het dan gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook maar die boekleed kry. En elkeen wat vir jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gaan aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Jesus kom en sê dat die regverdige daad soos in die wet uiteengesit, as iemand in jou iets doen, jy presies dieselfde aan hom kan terugdoen, nie goed genoeg is nie. Sy verwagting is dat jy 'n slegte mens glad nie mag teëstaan nie. Ek weet nie van u nie, maar dit vind ek nogal baie moeilik in my lewe. Dit is die Here se vereiste. Die volgende gedeelte van vers 43 af van Matteus 5 lees as volg: Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Klink logies. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet, die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie net ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook net so nie? Wees, en hier is nou 'n baie moeilike vers. Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Kan u uself dit indink? Laat dit die Here, dat dit God se wet vir ons is, dat dit sy wat hy van ons verwag is, dat ons volmaak moet wees, soos hy volmaak is. Ons het gepraat oor sy heiligheid, en as ons daaraan dink, dan is dit so. God sal niks anders as volmaaktheid by hom wat die volmaakte is toelaat. Hier verwag Jesus dat ons beter moet doen as wat volgens die wet vereis word.
Ons moet ons vyande lief hê. Jesus gaan so ver om te vereis dat ons volmaak moet wees soos God volmaak is. In die gedeelte in Matteus, geliefdes, maak Jesus dit baie duidelik dat die gees van die wet baie dieper strek as net die letter daarvan. Ons Here kom en leer vir ons dat daar baie meer van ons verwag word as ons regverdig voor God gesien moet word, as wat op die oog af in die reeds baie moeilike wet van God geskryf staan. Die rol dan van die wet kan ons saamvat en sê, dit is om ons attent te maak op dit wat vir God goed en reg is, en wat hy sal aanvaar en nie aanvaar nie. Die woord van God gaan so ver om te sê, dat hy sy wet op die tafels in ons harte skryf. God is dus baie ernstig oor die feit, dat hy heiligheid en geregtigheid van ons verwag. Nou voor ek verder gaan, nou net eers die goeie nuus. Ons het 'n middelaar. Ons weet dat ons nie dit kan doen wat die Here van ons verwag nie. Ons weet dat ons nie kan weerhou van hierdie sondes en hierdie dinge waarvan ons nou net gelees het nie. Juist daarom het Jesus gekom om vir ons die prys te betaal. Vir dit waaraan ons skuldig is, naamlik die verbreeking van God se wet. Die vereistes is net te hoog en die verwagtinge heeltemal bo ons vuurmaakplek. Dit is slegs deur God se genade en Jesus se offer dat ons aan die vereistes van die wet kan voldoen. Romeine 8 vers 37 lees, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Jesus is die oorwinnaar en ons is meer as oorwinnaars. U weet wat dit beteken om meer as 'n oorwinnaar te wees. Ek vertel altyd die verhaal van Brian Mitchell. Jy onthou die bokser Brian Mitchell, ou wat baie groot opslag gemaak het, wat sy titel hoeveel keer verdedig het, wat van 'n baie arm en 'n eenvoudige bestaan afgekom het na 'n ryk man toe en 'n goeie lewe gehad het daarna. Hy moes elke keer veg vir sy paycheck. Hy moes elke keer veg vir die volgende ding wat hy wou hê. Maar Brian Mitchell se vrou het alles gekry wat Brian Mitchell gekry het. En sy het nie een keer 'n paar handskoene aangetrek of in 'n bokskruit ingeklim nie. Sy was met ander woorde meer as oorwinnaar. Brian was die oorwinnaar en sy meer as die oorwinnaar. Net so is dit maar ook met ons, met Jesus. Jesus het die stryd gestry en Jesus het die geveg. Hy is die oorwinnaar en ons meer as oorwinnaars, volgens die woord van die Here. Maar nou moet ons mekaar afvra en sê, maar wat is dan die kinders van God se verantwoordelikheid ten opsigte van die saak? Ons het gesien dat God heilig is en die sonde kan verdra nie. Ons het ook gesien wat sonde is en wat die rol van wet is ten opsigte van verstaan van reg en verkeerd. Verder het ons gesien dat God se wet selfs baie dieper gaan as wat ons op die oog af kan sien. Wanneer iemand weergebore word, vind daar 'n transformasie in sy lewe plaas. Dinge wat vir hom goed en reg was, pla hom ewe skielik. Goed wat vir hom lekker is skielik verkeerd en hy wil dit nie meer doen nie. Dit is ook reg so. 'n Mens kan nie beweer dat hy weergebore is en dan aangaan net soos hy aangegaan het en lewe net soos hy gelewe het voor die feit nie. Jy weet, ek sê dit baie keer vir my kinders, dat 'n mens wat lyk soos die wêreld, ryk soos die wêreld en doen soos die wêreld, na alle waarskynlikheid deel is van die wêreld. Die Gees van God begin werk in ons harte en soms stadig, maar baie seker tree verandering in, soos wat God se Gees ons transformeer. Ons moet verstaan dat deur goeie werke te doen en God se wette te probeer gehoorsaam, ons nie gered kan word, hoegenaamd nie geregtig kan word voor God nie. Ons kan nie werk om gered te word nie. Redding is 'n werk wat slegs Jesus kan bewerk vir die wat in hom glo. Goeie werke en gehoorsaamheid aan God is 'n uitvloeisel van ons redding en nie andersom nie. Jy weet, dit gebeur baie keer dat mense die wa voor die perde wil inspan. Het jy al gehoor, bekeer jou van jou sonde en glo? Jy al daai stelling gehoor? Nou ek daag jy uit om dit te gaan soek in God se woord. Dit staan nêrens daar nie. In God se woord staan daar, bekeer jou van jou ongeloof. Bekeer jou en kom tot geloof in Christus.
Dit is waaroor bekeer in die konteks van redding gaan. Hoe kan 'n mens dink dat ons wat kinders van die Here is, weet hoe moeilik dit is om God se gebod na te volg? Hoe kan 'n ongeredde mens ewe skielik begin om geen sonde te doen nie, sodat hy gered kan word? Kan jy die belaglikheid daarvan insien? Dit werk nie so om nie. Die feit dat ons begin om 'n heilige lewe te leef, die feit dat ons begin transformeer, die feit dat ons begin vrug dra, vind plaas nadat God die werk in ons gedoen het, nadat sy Gees in ons harte gewerk het en nadat ons van bo gebore is. So moet ons nie dink dat deur goed te doen ons God iets kan aandoen nie. Kinders van God het 'n verantwoordelikheid om te strewe na 'n lewe wat God welgevallig is. Ons het 'n verantwoordelikheid om nie ons Vader se naam deur die modder te sleep nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om te luister na die stem van die Heilige Gees en hom gehoorsaam te wees. Nou eendag sit oom Botha Breed by my in die huis en ons sit en gesels oor die dinge. En hy sê vir my, ja, jy weet, dit is vir hom wonderlik as hy daaraan dink hoe die hemel gaan lyk. Hy het gaan kyk en hy het gaan lees en hy sien dis 'n wonderlike plek met die boom van lewe en die rivier wat daar vloei en die strate van goud. En ek sê vir hom, oom, ja, dit is waar. Maar die een ding wat vir my meer 'n waarheid is, en die een ding waarna ek meer uitsien, as nou enige een van daai goed is die feit dat ek nie weer sonde sal kan doen nie. Dat wanneer ek in die hemel is, ek nie weer aan sonde sal dink of sal kan doen nie. Kan jy jouself dit indink? 'n bestaan waarin sonde geen vat in jou het nie, wat daar nie eers 'n gedagte daarvan is nie. Jy weet, as ek dink aan alles wat die Here vir ons doen, en hoe hy ons deurdra, en hoe hy ons versorg, en sy almagtige werk in ons lewe, en ek dink baie keer hoe ek self optree, en hoe mense optree, wat kinders van God is, teen hom, dan wonder ek daaroor, my broer en suster, wat se respek het ons vir ons Vader? Ons sleep sy naam baie keer deur die modder in hierdie wêreld. En dit wil ek persoonlik, en ek glo u ook, glad nie doen nie. Dit is juis met hierdie proses van transformasie wat ons as God se kinders dikwels gefrustreer word. Daarom sien ons in die geleesde gedeelte dat Paulus die volgende sê, en ons sal gou daarna kyk. Dit is frustrerend om te weet, dit wat ek moet doen, kry ek nie gedoen nie. En dit wat ek nie moet doen nie, dit lê my voor, op elke hoek en draai. Paulus sê dat die wet van God goed en reg is. Paulus sê dat die wet ons leer wat sonde is. Paulus sê verder, ons word gereken as dood saam met Christus, en daarom het die wet nie meer mag oor ons om ons te dood nie. Ons moet vrugte dra tot eer van God. Met ander woorde, sonde pas nie by God se kinders nie. My broer en suster, pas op net vir hierdie vrugte-inspekteurs wat 'n mens baie keer raakloop. Ouens wat kom en vir jou vertel dat as jy nie genoeg vrugte dra nie, is jy nie gered nie. Dis 'n belaglikheid. Vergeet maar van die vrugte-inspekteurs. Die feit dat u wil vrug dra, is 'n bewys van die feit dat die Heilige Gees in u hart woon en werk. Paulus sê verder dat die goeie wat ons wil doen, dit kry ons nie altyd gedoen nie. Paulus sê verder dat dit wat ons weet sleg is en ons dit nie wil doen nie, dit doen ons as gevolg van die swakheid van ons vlees. Hy sê dat ons verlustig ons in die wet van God na die innerlike mens. Met ander woorde, hier in jou hart, hier waar die Heilige Gees woon in jou siel, verlustig ons na die wet van God, want ons weet dat dit goed en reg is. Maar dan maak hy dit duidelik daar ander wette is in ons vlees, wat stryd voer teen die wet van God wat in ons gemoed is. Paulus, Rabbi Saul van Tarsus, hooggeleerdste man van sy tyd, het maar dieselfde stryd gehad as wat ek en u het, my broer en suster. En die Here het dit vir ons dat opteken, sodat ons troos kan vind en moed kan vat om hierdie stryd, om hierdie kruis op te neem en hierdie lewe te lewe. Ja, as Paulus sê in Romeine 7 vers 24, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dan glo ek dat een en elk van sy kinders
dit al gewens het en dit al gesê het. Nou, hoe dan gemaak? My broer en suster, wat nou? Hoe moet ons dan nou maak? Kom ons let op die volgende verse. Ek gaan vir julle die laaste gedeelte lees van Romeine 7 vers 25, dan gaan ons aan in Romeine 8. En let maar op hierdie woord, maak jy hart oop daarvoor en luister wat die Here sê, want dit verduidelik baie beter as wat ek ooit kan verduidelik wat ons moet doen. Paulus sê in Romeine 7:25, nadat hy gesê het, wie sal my verlos van hierdie sonde en hierdie liggaam van die dood, sê hy, ek dank God deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, met die innerlike mens dien ek die wet van God, maar met die vlees die wet van sonde. En dan in 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Met ander woorde, in ons gees is die wet van God vir ons goed en reg. En wanneer ons na die gees wandel, waarin ons gehoorsaam is aan die gees, en in die gees lewe, dan is daar vir ons geen veroordeling nie. Want die wet van die gees van die lewe is Christus, in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. En dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Met ander woorde, Jesus het die prys betaal in die vlees vir die sonde. Sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Hier wil ek net vinnig inkom en vir u sê, dat 'n kind van die Here 'n keuse het, of hy gaan sondig of nie. Hy het die Heilige Gees wat in hom woon, en wat hom attent maak op wat reg en verkeerd is, wat sonde is, en wat God van hom verwag. Terwyl 'n wêreldling, iemand wat so ongered soos 'n klip is, geen keuse het om sonde te pleeg nie. Hy gaan sonde doen. Ons gaan net weer na vers 8 toe. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Hoor jy dit? Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Nou kom Paulus en hy sê vir ons, wanneer is ons in die gees? Onthou, ons het vir mekaar gesê, wanneer ons in die gees is, dan is daar geen veroordeling meer vir ons nie. Wanneer is ons in die gees? As naamlik die gees van God in julle woon. Met ander woorde, wanneer u van bo gebore is en die gees van God in u kom woon het, is u in die gees. Om in die gees te wees is nie een of ander heilige staat, of 'n staat van heeltyd bid, of een of ander snaakse ding nie. Dit beteken eenvoudig net, die gees van God, die heilige gees van God, woon in jou, en daarom is jy in die gees. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterwende liggame lewendig maak, deur sy gees wat in julle woon. Hierin lê 'n groot deel troos en 'n groot deel waarheid vir die kind van die Here. Ons dank God dat ons pogings om hom te behaag nie die bepalende faktor is van ons ewige bestemming nie. God weet dat ons onmagtig is om aan sy standaarde te voldoen, maar Jesus is almagtig. Die feit dat ek en u smag na heilige en God welgevallige lewe is bewys genoeg dat sy gees in ons woon. Geen mens wat die gees van God nie in hom het, gaan smag om heilig te lewe en God se wet te doen in sy wandel en sy handel nie. Wêreldlinge bekommer hulle nie van nature oor die sonde nie.
Ons het die Heilige Gees in ons en deur sy genade help hy ons en lei hy ons om gehoorsame lewens te lei. Nou wanneer ons wel sondig, dan is daar ook vir ons uitkoms. In 1 Johannes 1 vers 9, dit kan jy kan dit maar gerus opslaan, dat jy dit vir jouself sien. 1 Johannes 1 vers 9 sê as volg. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So die genade is daar en u weet dit, my broer en suster, maar kom ons sê dit weer eens vanmôre vir mekaar. Wanneer ons en ons gaan sondig, moet ons die Here nader en vergifnis vra. En die Here beloof vergifnis vir sy kinders. Dit is beter om op Jesus te fokus en 'n verhouding met hom te bou, as om in jou eie krag te probeer ophou sondig. Jare terug was 'n man van God my mentor gewees, terwyl ek gestudeer het. En ek het vir hom gesê, Oom Andries, ek kan nie ophou sonde doen nie. Ek probeer my bes, dit maak nie saak wat ek doen nie, as ek myself kry, dan is ek weer in die moeilikheid. En sy raad aan my was as volg gewees, my boetie, hou op om jou oë op sonde te plaas, en begin jou oë op Jesus Christus te plaas. Begin om Jesus te soek, en dit wat jy haat, die sonde, sal ook uit jou lewe uitwyk. En daarom sê hy in Hebreërs 12 vers 1 as volg. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. En vers 2 kom by die kruks van die saak. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Is dit nie wonderlik nie, om dit te besef nie? Ons sien dus al hierdie dinge, en ons verstaan wat God se vereistes vir ons is. En ons moet dit verstaan, en ons mag dit nie verwerp nie. Maar ons weet dat hierdie sonde, dat hierdie kruis nie oor ons heers nie. Ons het genade deur ons Jesus Christus, deur sy bloed, deur sy volmaakte offer. En daarom kan ons vandag geregtig voor God staan. Al is ons in ons vlees ongeregtig. My broer en suster, kom ons lewe dan 'n lewe waar ons elke moontlike poging aanwend om God gehoorsaam te wees en om lig en sout in hierdie wêreld te wees. Ek dink ons kosbare Vader verdien dit. Amen. Kom ons sit net so, dan dank ons, en nadat ons gedank het, kan ons die offerhande opneem, en kan 'n liedjie sing, en dan die seën van die Here uitspreek. Baie dankie kosbare Vader, dat ons dan vanoggend kon luister na u woord. Dankie dat ons kon hoor wat die Gees vir die gemeente wou sê. Dankie dat ons weet, Here, u vir alles voorsiening gemaak het. U wat 'n afskeidende God is, 'n God wat nie deel is van sonde en geregtigheid nie. U het gekom en ons nader aan u getrek en ons heilig en regverdig gemaak deur die bloed van u seun. En dit is vanmôre vir ons wonderlik. Dankie daarvoor, Here. Help ons deur die Heilige Gees dan om verder in ons lewens en verder vorentoe hierdie fundamentele waarheid te onthou en daarvolgens te lewe. Ek bid dit in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen.